Dagse, baie welkom by 'n sak vol stories. Hierdie is die eerste van sommer 'n hele sweter jol stories wat wag om uit ons storiesak te spring. En ons kan nie wag om hulle almal met julle te deel nie. Om te verseker jy loop nie 'n enkele storie mis nie, gaan gerus na www.sakvolstories.co.za en teken in op ons nuusbrief. Elke storie is ook in teksformaat op ons webblad, so as jy wil, kan jy sommer saam lees ook. Jy kan ons ook volg op sosiale media en op enige van jou gunsteling podsendingdienste. Gee ook sommer 'n like en 'n punt of 'n ster en help ons om so ons storienuus op die voorpunt van die voorstelle te hou. Maar nou ons heel eerste storie. 'n Klassieke een oor die vreemde dinge wat mense doen, die moeilikheid waarin dit ander laat beland en hoe vreemd party mense kan wees. Repelsteeltjie. Lank gelede was daar 'n arm boer met 'n pragtige dogter. Op 'n dag kry hy die kans om met die koning te praat en toe sê hy vir hom: "My dogter kan goud uit strooi uitspin." "Wat 'n indrukwekkende talent," sê die koning. "As jou dogter so goed is soos jy sê, bring haar môre na die kasteel toe. Dan kan ek sien of dit die waarheid is." Die meisie is na die koning toe gebring en toe vat hy haar na 'n kamer vol strooi met 'n spinwiel reg in die middel en sê: "Begin, en as jy teen môreoggend nie al hierdie strooi in goud ingespin het nie, sal jy sterf." Toe klap hy die deur toe en los haar alleen tussen al die strooi. Die boer se arme dogter het nie geweet wat om te doen om haar lewe te red nie. Sy het glad nie geweet hoe om strooi in goud te spin nie. "Ek kan nie goud spin nie," het sy geprewel. Sy was so hartseer dat sy begin huil het. Toe skielik gaan die deur oop en 'n klein mannetjie kom ingestap en sê: "Goeienaand, boer se dogter. Waarom huil jy?" "Ai tog," antwoord die meisie. "Ek moet strooi in goud spin en ek weet glad nie hoe nie." Toe sê die mannetjie: "Wat sal jy vir my gee as ek dit vir jou spin?" "Wat van hierdie halsnoer van my?" vra die meisie. Die mannetjie het die halsnoer geneem, voor die spinwiel gaan sit en woer, die wiele 3 keer gedraai en toe was dit vol goud. Toe vat hy nog strooi en weer woer, 3 keer om en dit was vol. En so het hy aangehou tot die oggend, tot al die strooi in goud verander was en die hele kamer vol goud was. Die koning het met sonop kom kyk hoe die boer se dogter gevorder het. En toe hy die goud sien, sê hy: "Dis ongelooflik. Ek wil meer hê." Hy neem die boer se dogter na 'n tweede kamer, baie groter as die vorige een en ook propvol strooi, en sê vir haar: "As jy jou lewe liefhet, moet jy dit alles in 1 nag tot goud spin." Die meisie het nie geweet wat om te doen nie en weer eens het sy begin huil. Na 'n rukkie het die deur weer oopgegaan en die klein mannetjie het verskyn en gesê: "Wat sal jy my gee as ek al hierdie strooi in goud spin?" "Jy kan hierdie ring aan my vinger kry," antwoord die meisie. Die mannetjie het die ring by haar gevat en weer begin spin. En teen die volgende oggend was al die strooi glinsterende goud. Die koning was verheug oor hierdie skat, maar omdat hy nooit genoeg goud kon hê nie,
het hy die boer se dogter na 'n nog groter kamer vol strooi geneem en gesê, dit moet ook binne 1 nag gespin word, en as jy dit reg kry, sal jy my vrou wees. Sodra die meisie alleen gelaat is, het die mannetjie weer verskyn en gesê, wat sal jy my gee as ek hierdie strooi vir jou spin? Ek het niks meer om te gee nie, antwoord die arme meisie. Dan moet jy beloof om vir my jou eerste kind te gee as jy koningin geword het, sê die mannetjie. Wie weet of dit ooit gaan gebeur, het sy gedink. Maar, omdat sy niks anders kon doen nie, het sy hom beloof om die kind te gee waarvoor hy vra. Hy het begin spin totdat al die strooi in goud verander was. Toe die koning die volgende oggend alles presies gekry het soos hy dit wou hê, het hy dadelik die troue gereël. En die boer se pragtige dogter het koningin geword. 'n jaar later het sy 'n pragtige babietjie in die wêreld gebring. En glad nie meer aan die klein mannetjie gedink nie. Tot hy op 'n dag skielik in haar kamer verskyn en sê, nou moet jy vir my gee wat jy beloof het. Die koningin het groot geskrik en vir die mannetjie al die skatte van die koninkryk aangebied as hy net die kind sou los. Maar die mannetjie het gesê, nee, ek verkies iets wat lewe bo al die skatte van die wêreld. Toe het die koningin so bitterlik begin huil, dat die mannetjie haar jammer gekry het. Ek sal jou 3 dae gee, sê hy. En as jy teen die einde van daardie tyd nie kan sê wat my naam is nie, moet jy die kind vir my gee. Die koningin het die hele nag aan alle name gedink wat sy al ooit gehoor het, en het 'n boodskapper deur die hele land gestuur om oral oor nuwe name te versamel. Toe die mannetjie die volgende dag kom, het sy alles opgenoem. Frederik, Pieter, Gerhardus, Sarel, Jakobus, Hendrik, Martinus, 'n hele rits name. Maar na elke naam het die mannetjie gesê, dit is nie my naam nie. Op die tweede dag het sy die bure gevra wat hulle kinders se name is en die vreemdste name aan die mannetjie genoem. Miskien is jou naam worsrol of braaibroodjie of deurstopper. Maar elke keer het hy gesê, dit is nie my naam nie. Op die derde dag het die boodskapper teruggekom en gesê, ek kon geen nuwe naam kry nie. Maar toe ek deur die woud stap, het ek by 'n hoë bult gekom. En daar naby was daar 'n klein huisie met 'n vuur wat voor hom brand. 'n eienaardige klein mannetjie het rondom die vuur gedans, op een been rondgespring en gesing. Vandag kan ek bak, môre kan ek brou, oormôre kry ek die kind van die koning se vrou. Niemand weet wie ek is of waar kom ek vandaan, en niemand weet Repelsteeltjie is my naam. Jy kan nie dink hoe bly die koningin was om daardie naam te hoor nie. En kort daarna, toe die mannetjie weer instap en sê, nou mevrou koningin, wat is my naam? Het sy eers gesê, is jy Christoffel? Nee, antwoord hy. Is dit dalk Theodorus? Vra sy weer. Nee, sê hy. En toe sê sy, dan is jou naam seker Repelsteeltjie. Wie het dit vir jou vertel? Wie het dit vir jou vertel? Skree die mannetjie. Hy was so woedend, dat hy met sy regtervoet 'n gat in die grond gestamp het. So hard, dat hy tot by sy knie weggesak het. Toe gryp hy in woede sy linkervoet en probeer so hard om homself uit die gat uit te pluk, dat hy homself sommer in 2 geskeur het. En dit
was die einde van Repelsteeltjie. Sjoe, dit was omtrent vir jou 'n gedoente. Dat die boer se grootpraat sy arme dogter toe agter 'n spinwiel laat beland. So terloops, weet julle wat 'n spinwiel is? In die dae voor groot masjiene alles kon doen, het mense met die hand stukkies wolstof of katoen met 'n groot ronde wiel al in die rondte laat draai om 'n wol of garing draadjie daarvan te maak. En daarvan het hulle materiaal gemaak. So wol bly wol, dit word net 'n woldraad wat jy kan oprol. Dieselfde met enige ander materiaal. Kan jy jou nou indink hoe verbaas almal was toe al daardie hooi in goud gespin word? Beslis 'n rare talent wat die kereltjie gehad het. Net jammer ou Repelsteeltjie was so kort van draad gewees. Hoop julle het lekker saam geluister en onthou om ons te volg en in te teken sodat jy nie een enkele storie uit ons sak mis nie. Want ons kan nie wag om dit met julle te deel nie. Tot volgende keer.